Goeiedag en baie welkom by 'n tweede videoles in die hoofstuk oor Euklidiese meetkunde. In vandag se videoles gaan ons kyk na 'n paar afleidings vanuit stelling 2 en ons gaan ook dan kyk na die groep 2 stellings wat te maak het met koorde vierhoeke. As ons net gou vlugtig hersien, ons het gesê ons gaan in graad 11 9 stellings hanteer wat ons in 3 groepe van 3 stellings elk gaan doen. So die eerste groep stellings het alles te maak met 'n middelpunt. Die tweede groep is 3 stellings te maak met koorde vierhoeke wat ons vandag na gaan kyk en die laaste groep het 3 stellings wat te maak het met raaklyne. So die eerste groep stellings het ons gesien, as daar vanuit die middelpunt van 'n sirkel 'n lynstuk loodreg op 'n koord getrek word, dan halveer dit die koord. Die tweede stelling het gesê dat as ons 'n boog het wat 'n hoek by die middelpunt onderspan en terselfdertyd 'n hoek by die omtrek, dan is die middelpuntsoek 2 keer die grootte van die omtreksoek. As ons 'n middellyn het, met ander woorde, dis 'n koord wat deur die middelpunt van die sirkel gaan, wat 'n hoek op die omtrek onderspan, dan is die hoek in die omtrek 90 grade en ons praat van 'n hoek in 'n halwe sirkel. So 'n bietjie op 'n ander manier gekyk, hier is die bewoording wat ons gebruik, en dan elke keer dit wat in rooi in die blokhakkie staan, is wat jy as redes gaan gebruik by die somme wat jy doen. So vir die eerste stelling is jou rede loodlyn uit middelpunt sirkel na koord. Vir die tweede ene, middelpuntsoek is gelyk aan 2 keer jou omtreksoek, en vir die derde ene, hoek in halwe sirkel. Stelling 2, daai middelste stelling wat die middelpuntsoek wat 2 keer die omtreksoek is, het ook 'n paar afleidings wat ons nodig het om na te kyk. So die stelling sê, as 'n boog of 'n koord 'n omtreksoek by enige punt op die omtrek van 'n sirkel onderspan, dan kan dieselfde boog of koord na 3 verskillende plekke beweeg. So hy kan eerstens beweeg na die middelpunt. So verstaan net gou hierso die terminologie. Onthou, 'n boog verwys na daai omtrek, daai sirkelrand gedeelte tussen die 2 punte. Terwyl as ek die 2 punte met 'n reguit lyn verbind het, het ons dit 'n koord genoem. So dis 'n koord of dan die boog wat 'n hoek by die omtrek onderspan. So ons sien dat hierdie omtreksoek wat hy onderspan, gaan terselfdertyd ook na 'n middelpuntsoek toe. So die omtreksoek is 2 keer jou middelpuntsoek is 2 keer jou omtreksoek. Die tweede manier hoe dit kan beweeg, is na 'n ander hoek op die omtrek. So hier sien ons uit dieselfde punte waaruit die boog of dan ons koord getrek sou word, kan ons dan 2 hoeke op die omtrek kry. En dit is dan belangrik om te sien, hierdie 2 hoeke gaan dieselfde grootte hê, en ons sê ook hierdie 2 omtreksoeke is in dieselfde segmentgedeelte van die sirkel. Derdens kan hierdie koord wat ons het, of natuurlik hierdie boog, wat nou hierdie hoek op die omtrek onderspan genaamd hoek A, kan dan ook na 'n ander punt op die omtrek in die teenoorstaande segment gaan, en dan gaan ons kry dat daai hoek A plus hoek Q is gelyk aan 180 grade. So, vandag wil ons nou spesifiek kyk na die middelste groepering van stellings, genaamd die 3 stellings wat te maak het met koorde vierhoeke. So die eerste stelling wat ons in hierdie groep kry, sê dat as ABCD 'n koorde vierhoek is, nou onthou, koorde vierhoek beteken die 4 hoekpunte van hierdie vierhoek is op die omtrek van die sirkel. So ons praat ook van dis 4 konsikliese punte. So as hierdie 4 hoekpunte 'n koorde vierhoek is, dan is hoek A plus hoek C gelyk aan 180 grade en hoek B plus hoek D is dan ook 180 grade. So met ander woorde, dit verwys na die 2 teenoorstaande hoeke wat saam 180 grade is. Die rede wat jy by jou somme gaan gebruik, is teenoorstaande hoeke van koorde vierhoek.
Die volgende stelling sê, as ABCD 'n koorde vierhoek is, so weer eens ABCD is op die omtrek van die sirkel, dan is hoek A gelyk aan daai hoek C1. So met ander woorde, ons het een van die sye van die vierhoek so bietjie verleng om 'n buitehoek te kry. So, die rede kan jy dan ook sien, praat ons van die buitehoek van 'n koorde vierhoek, want die buitehoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Die laaste stelling in hierdie groep sê dat omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment is ewe groot. En die rede wat ons dan hier aanvoer is omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment. Net soos met stelling 2, het stelling 6 ook 'n paar afleidings waarna ons moet kyk. So die eerste afleiding sien dat gelyke koorde onderspan gelyke omtrekshoeke in dieselfde sirkel. So jy het dieselfde sirkel en die twee hoef nie noodwendig dieselfde koord te wees nie. Dit kan heeltemal twee aparte driehoeke of aparte sketse wees soos hier. Solank as wat daar vir jou aangedui word dat die koorde gelyk is, dan gaan daai twee gelyke koorde se omtrekshoeke wat hulle onderspan, dis ook gelyk wees. Die tweede afleiding sê, gelyke koorde van 'n sirkel onderspan gelyke middelpunthoeke in die sirkel. So, as ons gou kyk na die sirkel, weer eens, dis twee aparte verskillende koorde, maar dit word vir ons aangedui dat die koorde dieselfde lengte het. En dit sal dus beteken dat die hoeke by die middelpunt, wat hulle dan op hulle beurt weer onderspan, ewe groot gaan wees. En dit hoef nie noodwendig regoorstaande hoeke te wees nie. Die laaste ene, in twee gelyke sirkels, met ander woorde, dis twee aparte sirkels, waarvan die radiusse ewe lank is. Dis wat gelyke sirkels beteken. In twee gelyke sirkels onderspan gelyke koorde gelyke omtrekshoeke. So kyk mooi hoe lyk hierdie rede anderster as die ander twee. Hier moet jy spesifiek ook noem gelyke radiusse. So hier het ons twee sirkels en dit word vir ons aangedui dat die radiusse ewe lank is en dan het ons twee koorde, 'n koord in elke sirkel wat ook vir ons aangedui dat die koorde ewe lank is en gevolglik gaan dit beteken dat hulle omtrekshoeke wat hulle onderspan ook ewe groot sal wees. So kom ons som gou op die 3 stellings wat ons vandag na gekyk het. Die eerste ene sê dat as ons 'n vierhoek het in 'n sirkel wat 'n koorde vierhoek is, dan is die teenoorstaande hoeke saam 180 grade. So hier het ons dat die x plus y is 180 grade, maar ons kan natuurlik ook sê dat a plus b gelyk is aan 180 grade. Die volgende stelling moet ons dan nou eers die een sy so bietjie gaan verleng. So weer eens, ons het 'n koorde vierhoek en dan sê ons die buitehoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Vir die laaste ene, en hier sal jy sien het ons spesifiek die stippellyntjies ingesit, dat jy kan sien, dit verwys ook na 'n koorde vierhoek. So in hierdie ene sien ons dat die omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment ewe groot sal wees, omdat hulle deur dieselfde koord, oftewel boog, onderspan word. Daar is heelwat voorbeelde in jou handboek waarna jy moet gaan kyk, wat vir jou sal wys hoe jy hierdie stellings gaan toepas op somme. Werk dit deur en dan kan jy die huiswerk doen. Lekker werk!